Hallo geliefdes, welkom weer terug. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Karen en my blad se naam is Smag soos 'n Wildsbok. Ek het so rukkie terug het ek 'n video opgesit, wat ek genoem het ek het 'n getuienis wat ek nog moet lewer wat in die laaste paar maande met my gebeur het. Dit was definitief 'n interessante ondervinding wat ek deur was. En ek hoop regtig as ek dit met julle deel, ek weet daar sal mense wees wat nodig het om hierdie te hoor en dit gaan vir hulle ook hoop gee want ek het op 'n stadium het ek nie hoop gehad vir iets wat ek moes deurgaan nie. En julle sal hoor uit die getuienis hoe wonderlik die Here vir my was. Maar kom ons begin eers soos ouer gewoonte, eers met skrif. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Daniël 4 vers 2. Dit behaag my om die tekens en wondes wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Nou, dit is vir ons belangrik om getuienis te lewer van wat met ons gebeur het en te deel hoe goed die Here vir ons was en nog steeds eintlik is. Maar ons nog 'n skrifgie wat ek vir ons gaan lees en dit kom uit Markus 5 vers 19 uit. Jesus het egter vir hom gesê, nee, gaan huis toe na jou mense toe. Vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het en hoe goed hy vir jou was. Nou geliefdes, ek moet regtig sê, die Here was baie goed vir my gewees. Die mense wat my goed ken sal weet, ek het oor jare het ek baie gesondheidsprobleme gehad. Ek het 'n ander video wat die meerderheid van daai getuienis op het, wat ek vir julle soos almal hier wys, hier somewhere sal link of 'n kaartjie insit, of na die tyd sal ek dit bysit, dan kan julle na daai video ook gaan luister en gaan kyk. Dit het meer oor my gesondheidsjourney gegaan en hoe die Here aan my gewerk het en my genees het. En dit is regtig nou al vir my, ek sou sê kom ons sê so 2-3 jaar wat die Here aan my werk, wat hy werklik aan my liggaam werk, vir my genesing bring, en dit op sy eie is al klaar net 'n getuienis. Maar dit hou nooit op nie. Ek dink, as ons almal eerlik is, daar's altyd nog iets wat aan gewerk kan word. Niemand van ons is perfek nie. Ek dink nie ons sal ooit perfek wees nie, maar stuk vir stuk is die Here besig om te werk, om verandering te bring, om hoop te bring vir die wat verlore is. En as ons nie die storie met ander deel nie, hoe gaan hulle daai hoop ook ervaar? Hoe gaan hulle besef dat die Here kan jou help? As jy net daai stap vat om te glo dat hy gaan vir jou redding bring, hy gaan vir jou die verandering bring wat jy nodig het, dan kan dit kom. Maar ons is so geneig om te sê, ja, Here gee meer om vir daai ene, hy gee nie vir my om soos wat hy vir daai persoon omgee nie, ek gaan dit nie ontvang nie. En dan kom daai wonderwerk, en dan vir daai oomblik en dink jy, Here, hoekom ek? Hoekom was u so goed vir my, dat dit dalk nie met iemand anders kan gebeur nie, maar u het my daai dag gekies, en vir my wonderwerk gegee. Nou, ek gaan sommer nou al vir julle sê, as die trane 'n bietjie loop, verskoon maar, dit is vir my, dit is vir my emosioneel om daaroor te praat, en ek weet ek het nodig om daaroor te praat, want dit moet gedeel word. Nou, vir die mense wat my ken, weet, soos ek sê, oor jare was ek baie siek. Ek het as 'n tiener begin siek raak, wat ons gedink het, dit is maar net groeipyne. En so 'n paar jaar na ek uit skool uit is, toe vind ons uit ek het reumatoïede artritis en ek het fibromialgie. Maar dis nie waar dit begin het nie. Die ding wat ons nooit eintlik oor praat nie, is toe ek in die hoërskool was, het ek begin depressief raak. En my dit het my lewe heeltemal begin verwoes, maar die oorsaak daarvan, dit is iets wat ek nooit oor praat nie, en ek gaan dalk nou 'n bietjie soos my niggie my wil maak, en my familie dalk 'n bietjie moet skok met 'n paar goed wat ek moet sê. Maar ek het toe ek 'n tiener was ek al bekeer gewees. Ek het geweet die Here het iets groots wat hy vir my beplan. Die belangstelling wat ek gehad het, die manier wat ek dinge gesien het, ervaar het, ek het geweet ek is anders as meeste mense. Ek het begin al van kleins af te droom, anders as ander mense. Ek het geweet ek kan dinge sien wat nog nie gebeur het nie, en dan weet ek nie, hoe weet ek nie. Baie mense sal vir jou sê, ag, déjà vu. Ek het toe klein was, toe ek jonk was, het ek ook gedink, ek het alweer déjà vu. Ja, ek het dit al gesien, ek onthou, ja, maar ek onthou nie hoekom of waar dit kom vandaan nie. En baie keer was dit in drome gewees, wat ek iets gesien het wat kom,
daaroor gedroom het en dan die dag as dit gebeur, dan is dit so al van, maar ek het dit geweet, maar nooit niks gesê nie. En 'n mens dink nie veel daaroor nie. En toe ek in die hoërskool was ek in die koshuis gewees en ek het betrokke geraak met 'n Bybelstudiegroep met die meisies daarso en dit was lekker, dit is 'n wonderlike tyd van my lewe gewees. Maar toe het my geestelike oë begin oopgaan en ek het meer begin sien as wat ek kon hanteer het. Vir my was dit die donkerte wat ek gesien het. Ek het begin demone in geeste sien en aan die begin was ek baie arrogant geweest, soos baie van ons maar is as ons in daai posisies geplaas word. Jy dink jy's 'n kat se snorbaard en dan doen jy dit alleen. Ek het nie iemand regtig gehad daai tyd wat ek mee kon praat nie, wat vir my kon advies gee, wat my kon gehelp het nie, wat my deur die situasie gevat het nie. En vrees het my oorgeneem. Ek het begin bang raak vir wat ek gesien het. Ek het begin bang raak vir wat agter my aanloop. Ek het nie verstaan daai tyd dat hulle geen mag oor my het, tensy die mag wat ek hulle gee nie. Vandag weet ek beter, vandag verstaan ek beter om hierdie goeders te hanteer. Maar as jy 16 is, eintlik het dit nou al begin toe ek 15 was, maar kom ons sê as jy 15, 16, as jy in die hoërskool is, daai ouderdom, jy's dom. Jy's onervare, jy is nie volwasse nie, jy weet nie eintlik wat jy doen nie, en jy is arrogant. Jy dink jy weet alles. Kom ons wees eerlik. Almal het iets met 'n tiener te doen en ons almal was 'n tiener op 'n stadium. Jy dink jy weet alles, maar eintlik weet jy niks nie. En in die situasie wat ek was, ek het nie gevoel ek kan na my familie toe gaan nie. Almal was gelowig geweest en dit was dalk 'n fout wat ek gemaak het. Miskien moes ek meer uitgereik het na my familie wat saam met my die pad van geloof gestap het. Maar uit dit alles uit het vrees oorheers en ek het bang geword. Ek het toe 'n besluit geneem eendag en ek het vir die Here gesê, vat dit weg. Ek wil nie meer sien nie. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek weet nie, ek vrees het my lewe oorgeneem. En daai oomblik toe ek vir die Here gesê het, vat dit weg. Toe is dit nie dat my sig wat weggevat het is nie. Dit was soos die hand van die Here van my afgelig het. Nie dat ek sê dat hy my ooit gelos het nie, maar ek het geglo, ek het nou niks meer nie, die Here is nie meer met my nie. En uit dit uit het daar net meer vrees in my geklim, meer bekommernis, en ek het ophou slaap. So ek is nou al basies van, nog voor die ouderdom van 17, het ek nie meer geslaap soos 'n normale mens nie. Ek kon net nie slaap nie, ek het letterlik ophou slaap, en dit was vir my baie moeilik, ek was moeg, en soos ek sê, ek het depressief begin raak, want dit het gevoel of hier 'n leemte in my is, wat ek net nie kan vul nie. Ek het begin op my eie dink, wat kan ek doen, met verkeerde mense begin de mekaar raak, want die stem van die Here was nie daar nie. Alhoewel hy nog steeds daar was, ek het dit uitgeblok, en dit was oor goed wat ek geglo het, wat nie 'n goeie idee was nie, en ek wil uit my ervaring net uit daai stukkie uit, wil ek ook sê, as iemand na hierdie video luister, en jy voel jy is alleen, reik uit na iemand toe. Moenie voel, as jy voel jou familie gaan jou nie verstaan nie, as jy voel jou familie en vriende gaan nie weet hoe dit voel nie, as jy deur hierdie ervarings gaan wat jy goed sien, wat jy drome het, wat jy nie kan verstaan nie, wat jy nie kan verklaar nie. Ons het hierdie wonderlike ding nou, van ons het die internet. Toe ek 'n tiener was, het ons nog nie, dit was omtrent net daai tyd wat die internet eintlik beskikbaar begin raak het, dat jy kon navorsing online doen, of jy kon boodskappe vir iemand gestuur het. Dit het omtrent net begin daai tyd. So ons het nie die resources gehad wat ons vandag het nie. En nou moet ek seker by sê, ek praat nou van 25 jaar terug omtrent. Eintlik meer as 25 jaar terug. So daai tyd was dit moeilik geweest. Vandag is dit nie so moeilik nie. Jy het vandag die geleentheid wat jy online kan uitreik na iemand toe. En as daai persoon jou nie antwoord nie, beteken dit nie daar's fout met jou nie. Dalk is dit net nie vir hulle om jou te help nie. Maar die Here sal jou lei na die regte persoon toe. En ek wil asseblief vir die een wat hierdie video voorbedoel is, vir jou sê, moenie dink jy moet alleen hierdeur gaan nie. Reik uit na iemand wat soos jy is, wat verstaan wat jy deurgaan, en laat hulle vir jou die advies kan gee van hoe om vorentoe te beweeg, dat jy nie vas moet sit en net alleen moet voel en opgee nie, want dis hoe ek gevoel het. Ek het vir jare gevoel, ek wil net opgee, ek wil nie vorentoe beweeg nie, want
wat maak dit saak? Ek is net in pyn, ek is net seer, ek het geweet iets is missing, maar ek het nie geweet wat nie. En nou besef ek eers dat dit is omdat ek iets weggegee het. Of ek het gedink ek het iets weggegee, maar ek het iets afgesny in my lewe, wat eintlik deel van my lewe moes wees. En deur dit alles. So dit gaan oor die slaap ding. Toe hou ek op slaap. En toe ek ophou slaap die dag, het ek nie meer die drome wat ek moet hê nie. Ek het nie meer die leiding wat die Here my gegee het nie. Ek het my begin afsny van mense. Ek het net my eie kop gevolg en wat ek gedink het is die beste. En partykeer wat jy dink is nie die beste nie. Jy kan dalk op 'n stadium kom wat jy weet wat is die beste vir jou en keuses wat jy maak, maar om daar te kom, het jy riglyne nodig. Jy het ander se ondersteuning nodig. Jy het nodig dat die Here en die Heilige Gees jou lei op die pad om vir jou 'n voorbeeld te stel en vir jou wysheid te gee. As jy 'n tiener is, het jy nie wysheid nie. Geen om wie vir jou vertel jy is slim nie. Jy het nie daai wysheid tot die Here dit eintlik eers in jou inbelê nie en dit vat tyd. Dit kom nie net oornag nie, dit kom met lesse wat jy leer en deur in die woord te spandeer. En omdat ek myself so afgesny het van God af, het ek net nie daar uitgekom nie. Dit het my jare gevat om daar uit te kom. Ek dink nou terug aan hoeveel meer mense ek kon bereik het, as ek daai tyd net al bereid was om my mond oop te maak en te sê ek het hulp nodig. Maar ek was 'n broody en moody tiener, en ek het eerder besluit, doen dit maar op my eie, want wie gaan my help? En dit was verkeerd vir my gewees, ek moes uitgereik het, ek sien dit nou. Maar in elk geval, toe begin my probleme, want nou slaap ek nie, ek is heeltyd moeg, ek is nog erger moody as wat ek voorheen was. My ma en my ouma, hulle kan vir julle sê, ek was moody en broody toe ek 'n kind was. Nou is dit anders. Ek's minder moody en ek's minder broody, want ek kom vinniger verby dit. Ek verstaan nou hoe om dinge te hanteer. Maar deur dit alles het ek sieker geword en ek het sieker geword en ek het meer depressief geraak. Ek wou net niks van die lewe weet nie. 'n Kort opsomming daarvan dat ek was op 'n stadium was ek bedlêend geweest, wat ek buiten dat ek so siek en seer was dat ek nie kon beweeg het nie, was dit net van wat is die punt daarvan om op te staan? Vir wat lewe jy? Want niks word beter nie, alles is net seer en ek het die hele tyd net gedink, die Here straf my. Die Here haat my. Dit is wat ek deurgaan. Die Here haat my. Dis wat ek vasgeglo het vir baie jare. En kyk net hoe het die duiwel by my kom steel. God haat ons nie. Hy is net liefde. Hy wil net vir ons die beste gee. Maar ek was oortuig daarvan, die besluite wat ek gemaak het, is omdat die Here my haat. So, hoekom moet ek omgee? Hoekom moet ek nader na hom toe kom? Hoekom moet ek hom dien? Hoekom moet ek my Bybel lees? Hoekom moet ek kerk toe gaan? En ek kan vir julle in alle eerlikheid sê, dis mense wat vir my gebid het, wat nooit vir my gesê het hulle bid vir my nie, maar mense wat vir my gebid het en nooit opgegee het nie. En ekskuus ouma, ek gaan dit nou noem, maar my ouma het nooit ophou bid vir my nie. Sy het vir my 'n briefie gegee, wat sy vir my geskryf het. En dit was in 2005 gewees, wat sy al die jare by haar gedra het, wat sy my geseën het. En dit is vir my kosbaar. Ek het dit nou in my Bybel, wat ek het by my dra. En dit wys jou net, moenie opgee op mense nie. Ons het almal vriende en familie wat vir ons wegstoot, wanneer ons wil uitreik na hulle, wanneer ons vir hulle wil sê die Here is lief vir hulle. Maar moenie opgee nie. Hou aan bid vir hulle. Hou net aan, moenie ophou nie. Net omdat hulle jou nie hoor nie, beteken nie die Here hoor jou nie. God is besig om te werk. Hy is altyd besig om te werk. En deur hierdie hele storie het ek op 'n punt gekom wat ek net nie meer kon nie. My lewe was 'n gemors gewees en die wonderlikste pastoor het vir my gebid. En ek wou niks van hom geweet het nie. Ek lag nou daaroor, maar dit was hoe bitter my hart was teenoor God, teenoor kerkmense, teenoor geloof. En ek was so vuur en vlam toe ek 'n tiener was. Ek het nie 'n saak gehad nie. Ek kan nog onthou, elke keer as ek met iemand, een van my vriendinne of vriende wou gepraat het, en daar was iemand wat droog gemaak het. Ek sal nooit vergeet nie. Een van my vriendinne sê toe vir my die dag,
moenie jy nou met jou Jesus goed kom vandag nie, dit is nie die dag nie. En ek lag ook nou daaroor, maar as ek terugdink, ek was so vuur en vlam en ek het dit net verloor. Ek het dit net prys gegee, ek het dit net opgegee. En vandag kan ek nie dink, hoe kon ek dit gedoen het? Dit was so stupid van my. Maar ek moes deur hierdie proses gegaan het om te leer wat die Here my wil leer daaruit, om my te versterk ook, om my reg te maak vir groter dinge wat hy my voorgeroep het. En ek het begin verbeter in my gesondheid, hoe nader ek aan die Here gekom het, hoe beter het my gesondheid geraak, en beter, en beter, en beter, en beter. Daar was nog steeds klein goedjies wat gepla het, maar oor die jare het ek meer van my medikasie prys gegee, my bloedtellings het beter geraak, my dokter het vir my gesê, hou aan, en laas jaar, nou moet ek nou mooi dink wat se jaar het is al 25, in 2023, toe het sy vir my, het ek 'n ondersoek gehad, my jaarlikse ondersoek, en sy het vir my gesê, iets is anderste, maar sy weet nie, wat doen ek anderste, want my tellings lyk anderste, my liggaam is anderste, daar's minder probleme as wat sy voorheen gesien het. En ek sê te vir haar, ek kan al sê, maar ek weet nou nie hoe gaan sy nou daaroor voel nie, en sy sê, spoeg dit net uit. Maar ek sê te vir haar, is geloof, ek het my geloof teruggekry, ek stap 'n pad weer saam met die Here, wat dit 'n diep pad is, wat hy my leer, wat hy my wys, en ek het my geloof teruggekry. En sy sê toe ook vir my, hulle sal nie somme in die medisyne dit vir mense sê nie, maar geloof is belangrik. Geloof help baie om jou te versterk, om in iets vas te hou. En sy sê, sy is ook gelowig, so vir haar is dit 'n wonderlike getuienis, maar sy sê, as dokters word hulle net nie altyd toegelaat om dit vir mense te sê nie. En dis 'n slegte ding om te dink, dat jy kan nie net vrylik praat nie. Hoe jammer is dit? Want dan vat iemand nou aanstoot omdat hulle in 'n ander geloof glo. Maar in 'n geval, so dit het die proses, toe die Here so begin met my, en hy het begin werk, en dit het net beter en beter geword, en Januarie in 2024, toe het ek besluit, ek moet anders eet. Ek het nodig nie net om gewig te verloor nie, maar my tempel is nie skoon nie, ek voel nie lekker nie, as ek te veel suiker in het, is my hande seer, my voete is seer, ek kan nie staan nie, my gewig was so gewees, dat my knieë seer was as ek geloop het, en ek het toe besluit, meeste van die goed werk net nie, so ek wil nog steeds eet wat ek van hou om te eet, maar dit wat nie goed is vir my nie, wat ek weet volgens my artritislys my affekteer, uitsny, en kom ons draai iets, en ek dink toe, okay, Januarie is karnivoor maand, maar ek weet baie mense gaan nou weer iets daaroor te sê het, maar jy volg wat vir jou werk, karnivoor het vir my gewerk, en ek het so begin eet, en na die eerste maand, toe voel ek wonderlik, ek voel wonderlik, en ek begin agterkom, hoe meer van hierdie gifstowwe ek uit my uitkry, hoe beter hoor ek die Here se stem, hoe beter sien ek, die visioene word sterker, as ek woord lees, is dit asof ek dit baie vinniger verstaan, en hoor wat die Here met my wil praat, en ek versterk net, nie net liggaamlik nie, maar geestelik versterk ek. En toe verstaan ek vir die eerste keer wat die konsep van jou liggaam is 'n tempel, dit was nou vir my 'n goeie les gewees, want toe ervaar ek dit ook. Dis nie net 'n geval van ek het dit nou net gedink of ek het dit gelees. Ek ervaar dit, dat as die tempel skoon is, dan kom die Here meer deur. En dit was vir my 'n wonderlike ervaring gewees. En ek het nou so aanhou eet, bietjie meer ander goeders begin bysit. Ek weet almal dink is net vleis, maar dis diereprodukte wat jy mee begin. En ek het so van my tweede maand af het ek begin vrugte insit. En van die vrugte af het ek later dan bietjie groente op bygesit, maar ek en groente werk nie so lekker nie. Vir een of ander rede is dit dis nou my trigger. En ek is lief vir groente, so baie van die groente wat ek van gehou het, eet ek nie meer nie. En ek het net herstel en ek het herstel. En ek sou in September sou ek my dokter weer gesien het. Ek was so opgewonde geweest om te sien hoe gaan my tellings lyk, wat gaan sy sê, wat gaan die ervaring wees, hoe gaan ons dit vorentoe vat. En net voordat ek haar gaan sien het, en ek het dit al vir julle genoem, toe het ek 'n woord van 'n profeet ontvang, wat oor my geprofeteer het.
En van die woorde was moeilik geweest om te hoor. Van die goeters was baie goed geweest om te hoor. Dit het my baie gestig want dit was in ooreenstemming met wat die Here met my gepraat het. So ek het geweet daar's waarheid. Ek het nie nodig gehad om veel van die woord te toets nie, want daar was klaar genoeg bewys daarvan dat daar korreksie is in dit. En een van die dinge wat hy vir my genoem het is van ek moet wegbly van sekere pille af. En dit is die tipe goeters wat ek op was toe ek depressief was, wat hulle my opgesit het vir my depressie. En ek kan nie dink vir die lewe van my, hoekom sal ek ooit weer instem vir dit nie? Na ek deur daai proses was, het ek myself beloof nooit weer nie. Ek sal nooit in my lewe weer pille vat nie. En ek dink toe net, dit pla my, hoekom die spesifieke pille? En ek dink toe, maar wat is ek op, wat moontlik iets nie goed vir my kan wees nie? En ek dink toe, ek is al 25 jaar wat ek op slaapmedikasie is, omdat ek nie kan slaap nie. Ek het al oor die jare probeer, en ek kan nie op my eie slaap nie, ek het die medikasie nodig om te slaap in die aand. En ek dink toe, nee, jy weet, ek het nog nooit eintlik gekyk wat is in die goed nie, en toe ek nou eintlik gaan oplees oor wat ek drink, toe besef ek, dis die pille wat hy van praat, wat ek van moet wegbly. En ek is toe al die tyd vir al hoeveel jare op bipolar medikasie, en my brein werk nie soos wat dit moet nie. Toe verstaan ek ewe skielik hoekom sukkel ek so met my visioene, hoekom sukkel ek partykeer met my drome, laat ek nie, ek sien nie helder nie, ek sien nie soos ek veronderstel is om te sien nie. En daai dag toe besluit ek moet van hierdie pille afkom. Ek wil nie meer afhanklik wees van hierdie medikasie nie. Vir my, nou, vir elke persoon is dit hulle eie pad om te loop oor medikasie wat hulle van afklim. Maar ek het daai besluit daai dag gemaak dat ek moet wegkom van hierdie pille af, want dit affekteer my ability om te sien, my geesteslewe affekteer dit ook, want ek sukkel partykeer as ek ook woord moet gee vir iemand om helder te sien. Dis asof ek baie effort moet insit om dit oop te maak om te sien. En ek weet, dit is nie veronderstel om so te wees nie, dit is nie veronderstel om so moeilik te wees nie. En na ek die besluit geneem het, toe sê ek vir myself, okay, ek weet nie hoe gaan dit uitdraai nie, maar ek het nodig om eers met my dokter daaroor te praat. Ek kan nie net iets los en nie weet wat die nagevolge daarvan nie. So, toe na ek die besluit geneem het, toe was dit seker so 'n maand daarna wat ek my dokter gesien het, en ons het gesit en praat, en ek het vir haar gesê, ek is nou klaar, ek wil van hierdie goed afkom. En sy het ook vir my gesê, dit gaan baie moeilik wees, wat gewoonlik gebeur vir iemand wat so lank is, omdat hulle liggaam afhanklik van dit geword het. Gaan hulle deur onttrekkingssimptome gaan, hulle kan deur depressie gaan as hulle nie slaap nie, eintlik nie kan nie, hulle gaan deur 'n depressie gaan as hulle nie slaap nie, want hulle weet nie, sy kan nie vir my sê hoe gaan ek reageer nie. En haar voorstel was dat ons dit afween. So ek gaan op 'n laer dosis spul, en dan maak ons dit minder en minder en minder en minder en minder, tot ek finaal van dit kan afkom. En ek sê toe net vir ek wil dit probeer om skoon van dit af te kom van die begin af. So as ek die besluit gemaak het, nou se klaar. Gaan nie weer nie, ek wil klaar wees. En sy sê toe vir my, sy sal dit nie aanbeveel vir enige iemand nie, maar oor sy weet wat die rede, dat dit gaan oor my geestestoestand, oor my visioene, oor my drome, oor my geestelike sig. Toe sê sy ding, ek kan dit reg kry. En ek dink toe, okay, goed. Maar toe sê sy vir my, kom ons probeer dit vir 'n paar dae, en dan vat ons dit van daar af. En ek dink toe, okay, ek kan dit doen. Ek kan commit tot dit. Kom ons probeer, en ons kyk wat gebeur. En ek het net van die begin af, ek wou nie eintlik vir mense daarvan gesê het nie. Ek weet, hier was baie mense wat vir my omgee, wat weet daar was in Augustus iets wat baie traumaties was vir my, wat ek deurgegaan het. Dit was een van die paar goeters wat ek deurgegaan het. Maar die pille ding wou ek nie met iemand oor gepraat het nie. Want toe het ek eers weer gevoel, en miskien was dit verkeerd van my kant af, ek het half van die kant gevoel van, nou gaan mense dink ek is 'n druggie. En dit is nie dat ek die goeters vat omdat ek dit wil vat nie. Ek het afhanklik van dit geraak omdat ek nie kan slaap nie. En
ek het nie geweet wat anders om te doen nie, en as ek nie slaap nie, raak ek depressief. As ek nie slaap nie, funksioneer my liggaam nie, ek's meer in pyn en ek het probleme en al daai goeders. En ek wou nie daaroor praat nie, want ek het nie geweet wat die reaksie gaan wees nie. Ek wou ook nie met hierdie ding gesit het dat daar die hele tyd simpatie is, laat mense, ag, is jy okay? Ek hou nie daarvan as mense vas oor my maak nie. Maar meeste van die tyd is ek sterk genoeg om self daarmee te deel. Daar is tye wat 'n mens nodig het om ander mense te nader en te vra, laat hulle jou help, dat hulle saam met jou bid. En ek het 'n paar mense gehad wat ek gevra het wat vir my gebid het, maar ek het geweet ook die Here gaan met my wees, hy gaan my deur dit dra. Die ding wat dit vir my die ergste gemaak het, net so, ek dink so 2 weke voordat ek terug Pretoria toe is, toe het die Here vir my 'n visioen gewys van wat ek deur hierdie proses gaan. En dit het my in 'n verskriklike toestand gesit, want ek het gesien ek is verskriklik emosioneel. Ek cope nie, ek breek, ek slaap nie, ek gaan in daai depressie in wat ek gevrees het ek sou ingaan en wat almal vir my gesê het ek gaan ingaan. En deur dit alles het ek net besluit, okay, die Here wys dit vir my, want ek kan voorberei daarvoor. Hy maak my nou al reg dat ek weet ek gaan deur dit gaan. En dis weer 'n fout wat ek gemaak het, want toe besef ek nie, dis 'n moontlike toekoms wat ek sien nie. En dis die toekoms wat ek gesien het as ek dit nie saam met hom doen nie. Dis wat met my gaan gebeur as ek dit nie saam met die Here doen nie. En ek gaan dokter toe. Dit was 'n donderdag gewees, dink ek. En ek het net besluit ek wil eers die Sondag kerk toe gaan. So, ek het tot die Saterdagpille gedrink dat ek kon slaap en vars by die kerk wees, want ek het gevoel ek wil net een keer by die kerk nog wees as ek in 'n toestand is die volgende week dat ek nie daar kan wees nie, dat ek net bietjie tussen mense gaan wees wat ek weet wat lief is vir my, wat my gaan ondersteun, en as ek nodig het daai dag dat ek voel ek moet vra dat hulle vir my bid, laat ek dit doen. Wat ek nie gevoel het nie. Ek het goed daar weggestap en daai aand het ek nie my pille gedrink nie, en ek het nou net besluit, come what may, we take it from there. En die eerste aand was rof. Die eerste aand was baie rof. Ek het eventueel aan die slaap geraak, ek dink 5:00 die oggend. So 2-3 ure geslaap, ek was baie moeg. En ek het nie regtig geslaap nie, dit is meer van uitpaas van uitputting. Die volgende dag, toe se 2:00, toe raak ek aan die slaap. Of 3:00 daar rond. En ek het nie veel meer geslaap nie, ook weer 2-3 ure, miskien 4 ure daai dag. En ek dink, okay, dis nie 'n slegte begin nie. Ek het eintlik verwag ek gaan niks slaap nie. Ek gaan wakker wees vir dae. So, dis ek al klaar positief, want dis al klaar nie soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. En na 'n hele week verbeter dit. Ek raak vroeër aan die slaap, ek slaap 'n bietjie meer, ek slaap 'n bietjie meer. Dis nou al 4 maande later. En ek het nog uit die hele 4 maande net een aand gehad wat ek nie geslaap het nie. Maar dit is nie as gevolg van omdat ek probleem gehad het om te slaap nie. Die Here het my een aand, hele aand wakker gehou om met my te praat oor iets. So, daai intel nie. So vir 4 maande nou al, vandat ek die pille gelos het ek nog elke aand geslaap, sonder medikasie, sonder hulpmiddels, sonder enige natuurlike middels, sonder warmmelk in die aand of rooibos tee of enigiets wat iemand jou sal aanraai om te doen. Ek het dit sonder dit gedoen. En ek slaap nou, as ek gelukkig is, 5 ure. Dis die algemeen. Ek sukkel nog steeds om aan die slaap te raak in die aande. My brein is baie besig. Maar deur die hele proses het ek agtergekom dat my sig het verbeter. Die manier wat die Here met my praat, het vir my sterker geword. Die stem is baie duideliker. Ek sukkel nie meer soos wat ek gesukkel het in die verlede nie. My stap met die Here is baie beter. En nou kan ek eintlik duideliker hoor as hy vir my sê, bly stil. So, soos ek vir julle in een van die vorige video's gesê het, ek is besig om deur 'n stiltyd te gaan. So, mense dink ek is kwaad. Mense dink ek wil nie om hulle wees nie, maar dis nie dit nie. Die Here hou my net in stilte, want hy wil nie aandag hê. En so 'n paar weke terug het ek besef, daai visioen wat ek gehad het van
hierdie is wat ek deurgaan, wat die Here eintlik vir my probeer sê het, en toe kon ek dit nog nie hoor nie. Nou kan ek duideliker hoor. Was dat hy wou vir my gewys het, dit is wat ek deur gaan maak as ek dit sonder hom doen. Ek gaan dit nie kan regkry sonder hom nie. Maar as ek dit met hom doen, sal ek deur hierdie proses gaan en ek sal dit goed hê en dit sal nie vir my 'n probleem wees nie. Ek sal dit maak. En ek het so 'n paar weke terug toe Ekskuus, julle verskoon my. Ek moes net gou kameras geruil het. My ander foon gee my bietjie probleme, so ons rekord nou weer op die ou ene. So verskoon my as dit bietjie anders te lyk. Okay, terug na die storie te kom. So toe in Desember, toe hoor ek 'n getuienis van 'n ander persoon. En interessant genoeg, laat ek dit nou maar so stel, dis die profeet wat oor my geprofeteer het. Oor die pille storie. En hy het ook 'n getuienis gelewer van hy is min of meer deur dieselfde ding wat hy van slaapmedikasie ook moes afgekom het. En dit is 'n geval met baie van ons wat so is. In plaas van dat ons eintlik moet ek dit nie so stel nie. As jy jonk is, gaan jy maar met dokters, wat ook al 'n dokter vir jou sê. Jy weet nie van beter nie, so jy glo dat dit is die enigste oplossing vir jou. En dan volg jy maar die instruksies wat die dokters vir jou sê en jy gaan maar op die medikasie, want wie weet, miskien daai tyd was daar vir my 'n ander oplossing gewees. Of dalk wou die Here my deur hierdie proses gesit het om 'n getuienis te gee. Ek dink in albei ons gevalle kan ons sê dit is 'n proses wat die Here ons deurgevat het, dat ons 'n getuienis kan lewer. Maar hy het ook deur dieselfde proses gegaan. Ek was nou vir meer as 25 jaar op die pille, waar hy vir 20 jaar op dit was. En hy het ook genoem uit sy navorsing, kon hy nie sien dat iemand na 10 jaar, as hulle van die pille afkom, dat daar nie neeweffekte is nie. En dit was my grootste bekommernis ook, is oor as ek dit ophou drink, hoe gaan my liggaam reageer? Gaan ek ander mediese probleme hê? Gaan dit my so affekteer as ek nie slaap nie, dat ek weer terug in depressie ingaan, dat ek moeg gaan wees, dat ek nie my werk gaan kan doen nie, dat ek nie kan bedien nie. Dis dieselfde wat die persoon ook op sy hart gehad het, is daai bekommernisse en hoe dit die gesondheid gaan aantas. En deur hierdie hele proses, hy het 'n baie moeilike tyd met dit, wat my afleiding is van wat hy al getuig het, die sukkel met die slaap, ander probleme, gesondheidsgoeders, en daar's regtig 'n struggle vir hom. En toe ek luister na die getuienis, toe dink ek, wat maak my anderste? Hoekom is ek nie deur dit nie? En dit is uit en uit genade. Ek gaan dit nou vir julle sê, dit is die Here se genade, dat hy my gespaar het van dit wat ander mense moet deurgaan, dat ek nie depressief geraak het nie. Ek het nog struggles, ek het nog probleme, daar is goeters, maar dis gewoonlik menslike goeters. Dit gaan nie oor die slaap of die gawe wat op my lewe is nie. Dit gaan nie oor wat ek geroep is voor nie. Daai sal altyd moeilik wees. Dit gaan nooit makliker word nie. Maar gesondheidsgewys kan ek in alle eerlikheid sê, dis die beste wat ek nog ooit was. Ek is nou in my 40s, maar ek voel eintlik alweer soos of ek in my vroeë 20s moes gewees het, eintlik in my tienerdae. Dis hoe ek voel, my liggaam voel goed, ek het energie, ek kan helder dink, ek het krag om goeders te doen. Die goed wat my pla my nie meer nie, ek kan beweeg. Ek kan eers vir julle sê, wanneer in my lewe het ek ooit 5 uur in die oggend wakker geword en ek's wakker nie, of 6 uur of selfs 7 uur nie. Ek was 'n persoon gewees wat op die vroegste dalk 8 uur wakker geword het, want dan het ek eers die energie, dan is ek eers by. Ek was net moeg gewees en met hoe min ek slaap, funksioneer ek baie goed. Maar die punt wat ek daaroor wou maak is dat daar is baie genade. Daar's regtig ons baie genade. En ek kan getuig van hoe goed die Here se genade vir my is. En dit is 'n stap van geloof. Ek het net die geloof gehad. Ek het absoluut net die geloof gehad dat ek gaan deur dit kom. Ek het nie nodig om 'n laer dosis te vat om deur dit te kom nie. En ek sê nie ander mense het minder geloof, dis hoekom hulle sukkel nie. Dit kan wees dat die Here hulle deur 'n ander pad vat om hulle
iets te leer, om hulle iewers te kry, om die getuienis anders te stel. Maar my getuienis is dat God se genade was vir my so goed gewees en so groot gewees, dat ek het nie nodig gehad om te bekommer nie. Ek het daai besluit gemaak, ek gaan nie nog pille drink nie. Ek gaan dit net los en klaar. Ek gaan myself nie afween van dit, soos wat die protokol eintlik is nie. Ek gaan dit los. My liggaam moet maar aan skok gaan en oor dit kom. Dis hoe ek gevoel het. Ek gaan nie weer daai goed in my mond sit nie. Ek gaan dit nie weer in my liggaam sit nie en klaar. En daai was 'n stap van geloof en ek het nie eendag daarna, ek het geweet daar gaan probleme wees. Ek het geweet ek gaan sukkel, maar ek het geweet dat die Here gaan my die krag gee. En as dit nou maar beteken ek moet deur die dag slaap, dan slaap ek nou maar deur die dag. As dit nou beteken ek is heel nag wakker, dan sal ek nou maar iets uitfigure om myself mee besig te hou. Maar toe ek begin my kop skoon kry het en ek begin visioene hê en ek begin sien, wat 'n wonderlike ervaring. En dis dit amper vir my asof ek die eerste keer verstaan hoe ek veronderstel is om te sien. Asof ek vir die eerste keer in my lewe helder kan sien en dinge maak soveel meer sin. Dis vir my vandag, is dit vir my soveel makliker om van dinge te laat gaan, goed wat my seer maak, goed wat my pla. Dis vir my makliker. Maar buiten dit, nou sukkel ek weer met 'n nuwe probleem, met my sig. En die profeet het dit ook genoem. Dit is asof 'n mens partykeer so gevul word op dieselfde tyd met wat die Here met jou praat, wat jy sien en wat jy sien. Dat daai realiteit is partykeer moeilik as dit so in mekaar in beweeg. Om te sien wat sien is die realiteit, wat sien is die geesteswêreld. So dis iets wat ek nou mee besig is om te leer, hoe om daai situasie te hanteer, om vinniger die onderskeid te kan tref van, sien ek nou realiteit, of is dit nou in die gees wat ek sien? Dit is al baie beter, ek moet sê, is al baie beter. Maar dis die wonderlikste ervarings partykeer, die reise wat die Here my opvat, die goed wat hy vir my wys, dit wat hy my moet deel. En een van die goeie goed wat ek nou agtergekom het, is hoe hy skrif oopmaak, wat ek skrif kan lees, en dan is dit asof 'n beeld vir my net verskyn, dat ek kan sien wat ek lees, sien ek in die gees. En ek dink een van die wonderlikste, mooiste goeders wat ek gelees het, wat ek gesien het, is in Openbaring, die skrifte oor as Jesus op die troon, as die lam op die troon sit, met die horings op die kop, die 7 horings met die oë, en die 4 lewende wesens om hom, die leeu, die bees, die mens en die arend. Dit was vir my die aand wat ek dit gelees het, en hy dit vir my begin oopmaak het. Ek het seker vir 3 dae daarna, dan sal ek in die aand in die donker sit, en dan sit net asof die beeld oopmaak, en ek sit en kyk hierdie prentjie, en ek verwonder my partykeer aan wat die Here vir my wys en wat hy met my deel. En ek hoop regtig ons kom op 'n punt wat ek meer van hierdie goeders met julle kan deel, want ek sal graag wil. Maar ek wil vir jou wat daar buite is, wat hierna luister, wat sukkel, wat moeilik deur die lewe gaan, wat deur, of dit nou medikasie is, of dit dwelms is, of dit drank is, of dit sigarette is, of dit 'n slegte verhouding is, of dit kos is. Maak nie saak wat jou verhoed om daai volgende tree saam met die Here te vat nie. As jy hom vra om jou te help met dit, dan gaan hy jou help. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Ek was baie gelukkig gewees met hoe die Here met my gemaak het, met my gesondheid. Ek was baie gelukkig gewees, en ek sien dit as genade. Dit gaan nie vir almal altyd gelukkig wees nie, dit gaan nie altyd vir almal maklik wees nie, maar jy kan deur dit kom. As jy die geloof het, dat die Here jou deur hierdie situasie gaan dra, dan kan jy daardeur kom. Hou net aan glo. En as dit moeilik gaan, moenie ophou glo nie. Dan sê jy nog steeds, Here, dankie, want ek weet, U is besig om vir my te veg, U is besig om te werk in my lewe, en U is besig om my na die pad te vat, op die pad te vat, na die plek toe, waar U my wil hê. En ek gaan vertrou dat U weet waar dit is. Ek hoef nie te worry oor waar dit is nie. Ek hoef eers te worry oor hoe ek daar gaan kom nie, want U het klaar vooruit beplan. U het vooruit besluit hoe om dit te doen.
En as dit 'n moeilike dag is, dan gaan ek U blydskap gee daarvoor. As ek sukkel, gaan ek U die eer daarvoor gee. Want selfs in sukkel en moeilikheid is die Here besig om met jou te werk. Is hy besig om jou 'n les te leer? Is hy besig om jou na 'n ander vlak toe te vat? Hierdie is 'n bietjie makliker as wat ek gedink het dit gaan gaan. Ek het gedink ek gaan 'n bietjie meer emosioneel wees. Dit gaan vir my moeiliker wees om dit uit te kry. Maar ek weet, hierdie gaan 'n getuienis word. Ek sal hom nog 'n bietjie afrond met tyd. Oor die jare in die toekoms sal dit dalk 'n bietjie meer afgerond klink, maar ek is dankbaar vir wat die Here my deurgevat het. En deur die moeilike tye, deur die vrees, deur die probleme, ek is dankbaar daarvoor. Want ek weet, net soos die storie met die man in Jesus se tyd en wat ons in Markus 5 gelees het, en dis nou die besetene man, die een met die legioen demone in hom, wat mos in die varke ingegaan het en oor die klif in die water, daai storie. Nou, dink net, hulle het hom opgesluit, nie net vir sy veiligheid nie, maar vir hulle veiligheid. Dink wat 'n getuienis hy moes gewees het, as daai mense sien, hey, maar daar's mal Jannie wat ons probeer aanrand het, kyk, nee jene, dit kan nie Jannie wees daai nie. En dan kyk hulle hom so, en hulle dink het, wat het met hierdie man gebeur? Dis 'n nuwe mens, en dit is wat Jesus aan jou kan doen. Dit is wat Jesus in ons kan maak gebeur, as jy net, help my Here, stort die genade op my uit. En ons het nodig om te getuig van die goeders wat in ons lewens gebeur. Moenie dink, dit moet 'n grand getuienis wees nie. Dit kan iets kleins ook wees. Selfs net vir jou om op te staan vandag, wanneer jy gisterond gaan slaap het en jy het nie hoop gehad vir die volgende dag nie, maar jy het wakker geword. Dis 'n getuienis. Deel dit met die wêreld en sê, Here, gisterond het ek gaan slaap en ek wou nie wakker word nie. Ek slaap met hierdie lewe. Ek's moeg, ek sien nie meer lus vir wat hier aangaan nie. En ek het wakker geword, te besef ek, maar U is nie klaar met my nie. Al is ek klaar met U en ek slaap met hierdie wêreld en ek slaap met my lewe. U is nie klaar met my nie, want ek's nog steeds hierso. Wat wil U hê met ek vandag doen? Wat wil U hê met ek gaan doen in U koninkryk, om U koninkryk te bevorder? Getuienis is deel van dit. Om uit te reik na iemand is deel van dit. Moenie dat seer en twyfel en probleme jou terughou om hoop vir iemand anders te gee nie. En ek hoop regtig hierdie woord sal vir iemand hoop gee. Partykeer voel ek bring nie altyd die boodskap so goed oor nie. Ek weet, baie keer as ek met iemand deel, ek het die idee in my kop van wat ek wil sê, maar die woorde kom nie altyd by my mond reg uit nie. Maar ek hoop vir die persoon wat dit moet hoor, dit stig jou vandag en dit gee vir jou hoop, dat jy is nie alleen nie. Jy hoef nie op te gee nie. Daar's hoop. Daar's genade. Jy moet net, maak dit jou hande oop en sê, Here, bring dit vir my. Here, stap hierdie pad saam met my. Want ek is net 'n mens, ek kan dit nie alleen doen nie. Maar ek weet, as U die een is wat beheer vat, gaan ek hierdeur kom. Geliefdes, dankie vir julle tyd. Ons sal weer op 'n ander dag, sal ek hierdie video 'n ander recording maak. Maar vir tyd en wyl, dis die getuienis. En dis nog steeds vir my moeilik om hieroor te praat, om te dink, dat dit is, die Here het my so kosbaar gesien, dat hy my gered het uit hierdie situasie uit, dat hy my vrygemaak het van slaapmedikasie, dat ek na 25 jaar weer normaal kan slaap soos 'n gewone mens. Al slaap ek nie baie nie, al sukkel ek nog steeds om aan die slaap te raak, maar daai is 'n ander rede is, dat hy my liggaam genees het. En ek glo, daar's 'n wonderwerk wat ons elkeen daar buite wag. Maar het jy die geloof om te glo jy gaan dit ontvang? Moenie opgee nie. Hou aan vra. Hou aan stap saam met die Here, want jou wonderwerk is so naby as jy net nie opgee nie. En as ek 'n voorbeeld vir iemand kan wees, want ek weet ek is nie die enigste een wat sukkel met sulke goed en met pille nie. En dis nie net slaappille nie. Daar's mense wat sukkel met pynmedikasie. Daar's mense wat verslaaf is aan ander medikasie. As jy wil vrykom daarvan, vra die Here om jou te help en wees bereid om te glo
dat hy dit kan doen en hy sal dit doen want hy's lief vir jou. Maar goed julle moet 'n wonderlike dag hê en ons sal weer op 'n ander geleentheid praat.